by U nader tot my. Net U genade, Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dankie, julle kom julle sitplekke inneem. Van my kant af en van Kompas se kant af, welkom vandag hierso by Brenda se eerbetoning en so ook ons regtig innige simpatie met dit en so ook met nog 'n familielid wie se begrafnis môre ook is. Baie sterkte daarvoor en ons innige meegevoel daarmee ook. En dan ja, aan elkeen van julle hier teenwoordig, baie sterkte ook vir vandag en weet dat God is hierso. God is teenwoordig. God is alomteenwoordig en hy is hierso om hierdie dag saam met julle te doen en saam met julle te wees en julle te help en te ondersteun. Weet ook dat van Kompas se kant af, ons is hier vir julle enige tyd as daar iets is na die diens of iewers in die week of oor 'n maand of so. Asseblief, kom na ons toe en ons is daar vir julle. Ons gaan nou na 'n gemeentesang luister. Julle is welkom om sommer net so te sit, rustig te luister na die lied, of julle kan sommer net, julle kan lekker saam sing ook. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys
sluit ons oë. Ons hemelse Vader in die hemel, Here, ons kom vandag na U toe. Ag Here, met soveel onsekerhede, soveel vrae en Here, soveel hartseer. Maar Vader, dankie ook vir hierdie lied, Here, dat ons aan U kan vashou, dat U ons rots is en dat U daar is vir elkeen van ons, vir elke familielid, naaste familie, vriend, vriendin, kollega, Here. Here, dankie dat ons kan weet dat U is hier met ons en dat ons nie hoef te wonder daaroor nie, dat ons weet dat U is hier met ons. Here, ek bid vir hierdie diens, ek bid vir U vrede, ek bid vir U om elke persoon hier by te staan vandag, te help deur hierdie hartseer tyd. Here, so baie dankie dat ons hierdie van U kan vra en dankie vir U liefde en U genade in Jesus se naam. Amen. Familie, vriende, ja, so elkeen van julle is hier vandag en het 'n verhouding iewers op 'n manier met Brenda gehad. En nou so voor die tyd wat ek hier net so bietjie saam met almal gesels, toe besef 'n mens maar hoe vinnig tyd verbygaan en hoe vinnig tyd net verdwyn. En hier is ons vandag om afskeid te neem van Brenda. Daar was goeie tye, daar was ook minder goeie tye gewees en dit is normaal. Maar is dit nie so dat tyd, mens praat altyd van tyd, nê? Tyd, ek het nie genoeg tyd vir dit nie. Of tyd gaan so stadig verby, of tyd gaan so vinnig verby. Wat is die tyd nou? En dit is so dat tyd kan baie keer tot ons voordeel wees, maar tyd kan ook tot ons nadeel wees. En ons verskillende seisoene in ons lewe, verskillende tye in ons lewe, wat dinge goed gaan, partykeer gaan dinge nie so goed nie. Maar tyd is deel van ons lewe. En tyd word in die Bybel vir ons ook uiteengesit in Prediker 3 vers 1 tot 4. Baie van julle ken die gedeelte wat sê, daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde te dans. Vandag natuurlik tyd om te treur, maar is 'n tyd om ook van vreugde te dans oor die lewe wat Brenda gehad het, die goeie tyd wat sy gehad het, die tyd wat sy op aarde gehad het, wat sy ook vreugde gebring het. En ons is vandag hier met baie swaar harte om haar afsterwe, om hierdie diens te hou vir haar. En dit is onverwags gewees. Dit is so skielik gewees en 'n mens wonder daaroor. En ons het baie vrae, die dood is altyd pynlik. En op die ouderdom van 40 jaar is sy weggeneem, skielik. En dit voel te vroeg vir ons. Dit voel onregverdig. Dit voel asof 'n mens half daai ding het van, maar joh, daar was nog soveel oor gewees. Daar was nog soveel drome gewees om na te jaag, soveel herinneringe wat nog gemaak kon word. En mens vra, maar waarom nou? Waarom so vroeg? Waarom moes dit gebeur? En hier's die ding, is dat ons gaan na God toe en ons vra vir hom al hierdie vrae. Ons vra vir hom, Here, maar wat nou? Hoekom nou? En dit is baie keer so dat ons kry nie sommer dadelike antwoord nie. God gee nie vir ons dadelike antwoord nie. Partykeer doen hy, maar ander kere, meeste van die kere gee hy nie dadelik vir ons 'n antwoord nie. Maar wat hy wel vir ons gee en wat ons wel kan berusting in vind, is dat hy gee homself in tye soos hierdie, gee hy homself vir ons.
En ek wil hê ons moet luister na die woorde van Dawid in Psalm 31 vers 15 wat sê my tye is in u hand. Nou Dawid, soos julle weet, koning Dawid is deur baie dinge in sy lewe. En een ding wat koning Dawid verstaan het, is dat sy tyd is nie as gevolg van sy noodlot of as gevolg van iets wat per toeval gebeur het nie. Koning Dawid het presies geweet dat sy tyd is in God se hande, is in Jesus se hande. Ons tyd is in geen iemand anders se hande nie behalwe in God se tyd. En hier is vir my so mooi gedeelte ook, is dat God wat eerste vir ons asem gegee het, ontvang ook ons laaste asem. En dis iets wat ons aan vandag kan vashou. Is dat God was daar aan die begin. En God is ook daar aan die einde. Die Bybel herinner ons natuurlik aan hoe kort ook die lewe is en hoe broos die lewe is. Jakobus 4 vers 14. Want wat is julle lewe? Julle is maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. En dit is so, ons leef vir 'n onbeperkte tyd. En ons maak planne. Ons maak planne vir die toekoms, ons neem besluite en planne vir volgende jaar. Maar ons tyd is maar kort op aarde. Maar die dinge wat ons beplan, is God ook daar met ons elkeen. Maar ons moet ook weet dat dit is van korte duur. Maar hier is die vraag ook vandag, is dat beteken dit dat 'n kort lewe 'n minder betekenisvolle lewe was? Verseker nie. God se plan vir Brenda was daar. God se plan vir Brenda se lewe was van die begin af daar. Tot aan die einde was God se plan daar vir haar gewees. En 'n mens se waarde van jou lewe kan nie beskryf word deur die aantal jare nie. Maar dit kan beskryf word met die verskil wat 'n persoon in hierdie lewe maak. Die invloed wat 'n persoon in hierdie lewe maak. Die invloed wat so 'n persoon op ander mense gehad het. Ek dink daar's mense wat baie ouer word as 40 en wat nog steeds nie regtig 'n betekenisvolle lewe gehad het nie, wat nie sulke diep spore getrap het nie. Ja, en dit is my vraag ook vandag aan elkeen van julle, wat se spore trap ons in die lewe? Hoe gebruik ons tyd wat ons op aarde het? Hoe luister ons vir God om ons elkeen ook te kan gebruik? Luister ons na hom? Is ons gehoorsaam aan hom? En die herinneringe van vandag wat in hierdie vertrek leef, getuig van elke glimlag, elke gesprek, elke daad van liefde, elke oomblik saam met familie en vriende. Dit alles vorm 'n nalatenskap wat nooit sal sterf nie. En vandag wil ek vir elkeen van julle kom sê dat Jesus verstaan elkeen se hartseer, elkeen se moedeloosheid. En is een van die mooiste gedeeltes waar Jesus in Johannes 11 wat net vir ons kan wys dat Jesus verstaan ons hartseer. Jesus verstaan elke traan. Toe Lazarus oorlede is en by sy graf gekom het Jesus al die mense gesien. En hy het hulle trane gesien en het gesien hulle is hartseer en Jesus het geween, staan in die Bybel. Dis die kortste vers in die Bybel. Die seun van God het gehuil. Hy het die gebrokenis gesien en hy het saam gehuil. En vandag wat mooi is daarvan is weet dat ons huil nie alleen nie. Dat Jesus is met ons. En wanneer jy vanaand of vandag na die diens huis toe gaan en jy voel alleen en jy voel huilerig,
weet dat Jesus is met jou. Die Heilige Gees is met jou. Dat Jesus huil saam met jou. En dat hy elke traan sal afvee. Psalm 34 vers 19 sê vir ons, die Here is naby die gebrokenes van hart, en hy verlos die wat verslae van gees is. As jy dalk vandag hierso sit, en jy sê, maar God is regtig, ek beleef nie God nie. God is ver van my af, en nie net met Brenda, van wie ons afskeid afneem nie, maar oor die algemeen, en jy voel, maar God is ver van jou. Weet dat daar is hoop, weet dat Christus is die hoop, weet dat God wil by jou wees, God wil jou help, God wil nie ver wees van jou af nie. Maak jou hart oop vir God. As Christene is dit so dat ons verloor baie keer hoop, want ons voel ver van God af. Ons voel baie keer dat ons hartseer is werklik, ons pyn is werklik. Ons verlange is werklik. Ons probleme is werklik. Maar weet dat God is ook werklik. En God se hoop is ook werklik. In vers 25 van Johannes 11 sê God, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe. Al het hy ook gesterwe. Familie, vriende, die graf vandag is nie die laaste woord nie. Die dood het nie die finale sê nie. Die lewe wat ons elkeen nou lewe, is wat belangrik is. Jesus het vir ons die dood oorwin. Hy het vir ons uit die graf uit opgestaan. Daarom kan ons dit glo, dat die lewe is werklik. Hierdie tydperk is net 'n oorgang. En is 'n ingang na die ewige teenwoordigheid van God. Die ewige teenwoordigheid waar Brenda nou is, by God. Die teksgedeelte in Openbaring 21 vers 4 gee vir ons hierdie wonderlike belofte, en God sal al die trane van julle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Daar is geen meer pyn by Brenda nie. Daar's slegs vrede en heerlikheid in God. Nou dit is so, dat baie keer met 'n begrafnis, familie is ver uit mekaar uit, vriende kom weer hier by mekaar, neefies, niggies kom weer by mekaar, en gesels met mekaar, en dinge word gedeel. En dit is ook so, dat met 'n begrafnis, is dit baie keer, dat ons net so bietjie introspeksie doen, né? Ons gaan kyk so bietjie na ons eie lewe, en ons kom staan bietjie stil. Ons kom staan bietjie stil voor God, en 'n mens doen 'n bietjie van 'n evaluasie. Vandag is 'n dag waar ons net so bietjie begin kyk. Ons kyk so bietjie terug, en ons dink na oor ons eie lewens. En dit is 'n dag waar ons ook besef, maar hoe kosbaar is die lewe? En hoe kosbaar is dit om vir God te lewe? Hoe kosbaar is dit om hom in ons lewe te hê? En dit is ook kosbaar om te besef, maar hoe belangrik vergifnis is. Hoe belangrik vergifnis vir jouself is. Hoe belangrik vergifnis vir iemand is. En dat dit ook 'n dag is wat 'n mens ook dankbaar kan wees. Dankbaar teenoor familie. Dankbaar teenoor jou gesin. Dankbaar is teenoor vriende. Dalk is dit vandag vir jou 'n dag waar jy besef, maar ek smag so na 'n verhouding met God. Ek soek so 'n verhouding met hom. Ek wil hom beter leer ken. Vandag is daai dag. Vandag is daai dag om net jou hand op te steek en te sê, maar hier is ek, Here. Ek wil my hele lewe aan U toewy. So die vraag baie keer is, tyd, wat is tyd? En wat doen jy met jou tyd? Waarmee
Hou jy jouself besig? Doen jy goed, maar net om deur elke dag te kom, checkboxie, check hom maar net af, gaan jy maar net deur die motions, of is jy regtig besig om ewigheidswaarde dinge te doen? Watter spore trap jy in die lewe? Watter nalatenskap wil jy in die lewe nalat? Ek het vir Brenda nie persoonlik geken nie, maar wat ek wel gehoor het van vriende, van skoolvriende, van familie, is dat ja, Brenda was 'n stil mens gewees. Sy was op haar plek gewees. En een ding wat ook mooi was, wat ek gehoor het, is dat Brenda te midde van al die moeilike tye, al die moeilike omstandighede wat sy beleef het, is dat sy het nog altyd die beste gemaak van 'n moeilike saak. Sy het altyd haar beste probeer, sy het altyd haar beste gegee. En hier's die ding, is dit nie wat Jesus ook van ons vra nie? Is dit nie wat Jesus van ons elkeen vra om doelbewus te leef, nê? Om lief te hê, om iemand te dien, om daai persoon te vergewe, of om jouself te vergewe en om net in God te glo. My boodskap aan die familie vandag, dit is so, julle verlies is groot. En daar's niemand op aarde, daar's niemand hier wat daai leegte kan vul nie. Daar was net een Brenda. En daar gaan daar wees, wat daai hartseer jou net skielik oorrompel. Maar ek wil hê jy moet onthou, dat God is met jou, is met elkeen van julle. Hy is daar om die trane af te droog. En dat God jou nie alleen sal los nie. Ek bemoedig julle elkeen met Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. En wanneer jy voel, maar Here, ek kan nie meer nie. Ek het nie meer die krag nie. En ek maak nie sin van hierdie nie. Weet dat hy jou sal vertroos, dat hy is daar vir jou, dat hy jou sal dra in hierdie moeilike tyd. Ek wil julle elkeen bemoedig deur om te sê, weet dat, soos ek aan die begin gesê het, dat God was daar van die begin af. Hy's daar deur die res van jou lewe, en hy's daar ook met jou laaste asem wat uitgeblaas word. Leef soos wat Dawid leef, Dawid wat op niks anders vertrou het nie, net op God vertrou het, en geweet het dat my tye is in u hand. En ek wil jou elkeen bemoedig deur om te sê, ja, maak die beste van jou tyd, maak die beste van jou lewe, en kyk op na God. Amen, kom ek bid vir ons saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons hier kan wees vandag, Here. Here, al is dit nie die ideale omstandighede nie, Here, al is dit so 'n hartseer dag, Here, al is dit 'n dag van afskeid, al is dit 'n dag rondom baie vrae, en onsekerhede. Here, weet ons dat u is goed, Here. Vader, ek bid dat elke persoon wat hier sit, Here, wat 'n behoefte het, wat 'n begeerte het om u beter te leer ken, Here, bid ek vir elke persoon hier vandag, Here, om dit na te streef, om hulle harte vir u te gee, Here, en volgens u wil en wee te kan leef, Here. Here, dankie dat ons kan weet dat ons tyd by geen mens is nie, by geen wêreldse ding is nie, Here, maar net by u is. Dankie, Here, dat ons kan weet dat elke asem wat ons blaas, elke asemteug wat ons gee, Here, dat u is daar. Dat u daar van die begin af was en dat u daar sal wees tot aan die einde, Here. Vader, ek bid vir die familie hierso, naaste familie,
Ja, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal help, dat U hulle hierdeur sal dra. Dankie Vader, dat ons hierdie van U kan vra. Dankie dat ons enigiets van U kan vra. Here, dankie dat ons van U kan vra om ons elkeen styf vas te hou in hierdie tyd, dat U vir ons die lam sal wees in hierdie tyd. Dankie daarvoor. Here, ons loof en prys U naam. Amen. Amen. Ons beweeg nou aan, ons gaan gou na 'n skyfie vertoning kyk van Brenda se lewe. Kom ons kyk saam. Lord, bring me home again. I'm no longer able to bear the bitter winds or the heavy rains. I've long been settled, Lord, without comfort. Just a man on an earthly throne headed for the grave. Carry me home, sweet Jesus, lift me until I've flown the shadow of shame. Your love alone, Lord Jesus, mends me, lift me up, oh Lord, carry me home. Lord, I've been branded a loyal sinner. Seems like forever since I said your name. I'm just a pilgrim, still afraid of dying, but the sea is shining brightly with your grace. Carry me home, sweet Jesus, lift me until I've flown the shadow of shame. Your love alone, Lord Jesus, mends me, lift me up, oh Lord, carry me home. Till I flow the shadow of shame. Your love alone, Lord Jesus, mends me, lift me up, oh Lord, carry me home. Carry me home, sweet Jesus, lift me till I've flown the shadow of shame. Your love alone, Lord Jesus, mends me, lift me up, oh Lord, carry me home. Lift me up, oh Lord, carry me home. Ja, familie, so het Brenda en elkeen van julle se lewe 'n invloed gehad en sy het spore getrap in julle lewe en ek wil hê julle moet vashou aan al hierdie foto's. Ons beweeg nou aan na die begrafnisbrief toe. Ek gaan vir ons voorlees. Soos 'n blaar in die herfs, wanneer die boom sy lewenssap onttrek, verwelk en verdwyn, so het my dogter, suster, familielid
en vriendin Brenda Nel uit ons lewens verdwyn in die ouderdom van 41 jaar, 11 maande en 26 dae. Die lewensboek van Brenda is deur God oopgemaak op 6 Junie 1984. Daarin is al haar vreugde, maar ook haar versigtinge en hartseer aangeteken. In hierdie boek is ook aangeteken elke oomblik wat sy met God gewandel en vertoef het. Ja, 'n gedenkboek is voor God geskryf oor haar wat die Here gevrees en sy naam geëer het. Na 41 jaar, 11 maande en 26 dae is die slothoofstuk voltooi op Maandag 1 Junie 2026, toe die Here haar geneem het uit haar aardse tentwoning na haar ewige tuiste by hom. Die plek van haar tentwoning is nou leeg, maar haar nagedagtenis sal bly voortleef in die tuin van ons herinneringe. Brenda se heengaan word diep betreur deur haar vader, suster, familie en vriende. Ek gaan nou 'n kans gee vir Jolandi om vir ons die huldeblyk te kom doen. Brenda, om haar te ken, was om te weet dat sy 'n unieke mens was, met 'n eie, dat sy 'n unieke mens met 'n eie sterk wil was. Ons verhouding oor die jare was nooit eenvoudig nie. Van kleins af het ons soos kat en hond paklei. Dan weer vrede gemaak, dan nader mekaar gegroei en soms weer uit mekaar gedryf. Maar dit was wie ons was. Twee susters, lief vir mekaar, selfs al was dinge bietjie soms ingewikkeld. Brenda het beslis nie 'n maklike lewe gehad nie. Sy het baie uitdagings en teleurstellings gehad, waarvan min mense geweet het. Maar sy was taai. As die lewe haar hard getref het, het sy altyd weer probeer opstaan en gekyk hoe sy die beste van sake kan maak. Sy het nie sommer gaan lê nie. Die laaste 2 jaar het ons baie bietjie wegbeweeg van mekaar af. Ons kontak was min, maar dit het nooit verander dat sy my suster is nie. Daardie verband verdwyn nie sommer nie. Al was daar afstand, was sy altyd in my gedagtes en in my hart. Vandag kies ek om Brenda te onthou vir haar mooi eienskappe. Ek gaan die lekker tye en die dinge wat haar spesiaal gemaak het onthou. Ek gaan haar mis. Sy het nou uiteindelik rus en vrede gekry wat sy in die lewe gesoek het. Haar stryd is nou verby. Rustig, Brenda, jy was geliefd, jy sal gemiddeld word. En ons sal jou altyd onthou. Dankie Jolandi. Ek lees graag vir ons die bedankings. Namens die familie wil ons net almal hartlik bedank wat vandag hier is om Brenda te groet. Dankie vir elkeen se bydrae. Ons gaan nie name noem nie, maar weet dat ons waardeer julle harte ontsettend baie. Dankie vir almal se liefde, gebede en ondersteuning. Dankie ook vir elke boodskap, oproep en gebed. Dit word opreg waardeer. Ons wil graag vir Kompas gemeente uitsonder en dankie sê vir die gebruik van al die geriewe en vir Erwan vir die mooi gepaste diens. Asook vir Manna Delhi vir die verversings na die afloop van die diens. Ons is ook dankbaar teenoor almal in Bethlehem wat vir Brenda die afgelope paar jaar so getrou bygestaan en liefgehad het. Familie, dit is en vriende, dis die einde van al die verrigtinge. Julle word hartlik elkeen uitgenooi om hierna ietsie te eet en te drink en bietjie saam te kuier hierna. En julle is ook welkom om 'n draai voor te kom maak as julle dalk 'n laaste eerbetoning wil gee ook aan Brenda. Is julle welkom om dit ook te doen. En ek gaan vir ons 'n laaste gebed doen en dan gee ons kans vir die familie om uit te stap. Kom ek bid vir ons.
Here, soos wat ons nou aan die einde van hierdie diens kom, Here, weet ons dat dit is nie die einde van Brenda se lewe nie, Here. Weet ons dat daar's herinneringe, daar is goeie tye, daar is minder goeie tye, maar Here, ek bid vir elke persoon hier om al die goeie tye te sal onthou, Here. Ek bid vir elke persoon wat nou hier gaan uitbeweeg, Here, en deur 'n proses van rou gaan. Dankie dat ons kan weet dat U met elke persoon hierso is. Ag Here, ek bid sommer net vir 'n tyd nou hierna waar ons ietsie gaan eet, ietsie gaan drink, saam gaan kuier, dat U elke gesprek sal seën. Elke dalk moontlike vergifnis sal seën, Here. Elke moontlike ding wat daar kan wees tussen familie en vriende, Here, dat dit geseën sal word. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons hierdie van U kan vra en ons loof en prys U naam in Jesus se naam. Amen. Kan ons 'n kansie gee vir die familie om uit te beweeg? Ek se sondag, ek weet. Ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies ten rede en verstand, maar ek is uit oorleef.